Jacques en Ina, baie dankie julle weer vir 'n geleentheid om met julle gemeente te kan deel rondom finansies. En my vraag aan julle vanaand is, wat is die kondisie van jou hart rondom finansies? En ek wil hê ons moet gaan kyk na 'n stuk in Markus hoofstuk 14, en ek gaan weer oudergewoond uit die Engelse vertaling uit lees, want dis die vertaling wat na in my hart is. Ons het die van julle wat nie weet nie, seker so 5 jaar terug, het ons besluit om Bybelskool toe te gaan, net vir 1 jaar, sodat ons 'n fondasie kan kry in die woord van God. En ek het gegaan in 'n Fish and Chips Bybel gaan koop, en net ingeval iemand my Bybel steel, is daar nie 'n duur Bybel nie. Maar min het ek geweet, God het 'n plan, want uit daai Fish and Chips Bybel uit, het ons 4 ure 'n dag spandeer vir 5 dae 'n week. En my 1 jaar het 3 jaar geword. En ek het verlief geraak op God se woord in die Engelse vertaling. So dis hoekom ek uit die Engelse Bybel uitlees. So ons gaan lees uit Mark chapter 14 vanaf vers 3 af. And being in Bethany at the house of Simon the leper, as he sat at the table, a woman came having an alabaster flask with very costly oil of spikenard. Then she broke the flask and poured it on his head. But there were some there who were indignant among themselves and said, "Why was this fragrant oil wasted?" En ek wil hê ons moet net kyk wat daai woord indignant beteken in die Merriam-Webster Dictionary sê dit. Indignant se betekenis is feeling or showing anger because of something unjust or unworthy. Nou ek dink nie enigiets wat hy gedoen het was unjust nie. Miskien unworthy. Kom ons lees 'n bietjie verder en kyk wat sê die woord, want ons moet altyd gaan kyk wat sê die woord, wat sy interpretasie daarvan. En as ons verder gaan lees in vers 5 sê dit, "For it might have been sold for more than 300 denarii and given to the poor," and they criticized her sharply. So in vers 5 sê dit, dat hulle het gesê, dat dit kon verkoop geword het vir 300 denarii. So daar wys hulle klaar waar hulle harte is, want die Bybel sê wat jou hart van vol is, loop die mond van oor. Maar kom ons kyk wat sê Jesus. In vers 6 sê hy, "But Jesus said, let her alone. Why do you trouble her? She has done a good work for me." Daai vir my is 'n keypunt, want in vers 5 gee hulle klaar die rede vir wat hulle sien, hoekom dit nie 'n goeie idee is nie. Mense gaan ons kritiseer omdat ons gee vir die kerk. Nie omdat ons gee nie, maar omdat hulle harte nie is waar ons harte is wanneer ons gee nie. Kom ek sê, mense wat wat is die regte Afrikaanse woord hiervoor? People with a love of money gaan kyk na jou optrede en hulle gaan dit oordeel volgens hulle intensies. Hulle gaan dit nie oordeel volgens jou bedoeling nie. Dit is wat God hierso vir ons sê. She has done a good work for me. So hulle het geoordeel en gesê eintlik het hulle gedink God is nie waardig genoeg dat hy gesalf word met olie nie. Dit is groot. Vers 7. For you have the poor with you always, and whenever you wish, you may do them good, but me you do not have always. She has done what she could. She has come beforehand to anoint my body for burial. As jy naby aan God lewe,
gaan hy vir jou goed vooraf sê. Sy het so naby aan God gelewe, so naby aan Jesus gelewe, dat sy geweet het, hy gaan gekruisig word. En sy het gegaan om sy liggaam te balm met olie. Want in daardie tyd het hulle, sodra iemand oorlede is, dan het hulle gegaan en speserye en olie bymekaar gemaak en dan hulle gemeng en dan gegaan in die liggaam gaan salf vir die burial. Maar soos wat ons almal al die storie ken, hulle het nie die geleentheid gehad om dit te doen toe Jesus gekruisig was. So sy het gegaan en gedoen wat nodig was voor die tyd. Vers 9. Assuredly I say to you, wherever this gospel is preached in the whole world, this woman has, what this woman has done will also be told as a memorial to her. God se hart vir ons is baie anderster, en ek dink toe ek hierdie stuk vanoggend lees, want ek het eers uit 'n ander stuk van die Bybel uitgelees. God het 'n baie snaakse sin vir humor wanneer dit kom by my. Hy gee gewoonlik vir my 'n versie net so in die middel. En dan moet jy 'n stuk voor die tyd en 'n stuk na die tyd gaan lees om te kyk wat hy eintlik bedoel of wat hy vir jou hier sê. Want hy hou daarvan as ek bietjie gaan soek. So dit is sy ding vir my, maar uit hierdie stuk het die Here vir my gesê, gaan kyk 'n bietjie. Waar in jou lewe het jy al iets gedoen vir iemand uit die goedheid van jou hart uit en ander mense dit geoordeel? En die Here bring my na 'n stuk waar een hele lang ruk terug, word daar 'n storie versprei van my by die werk, wat nie net my werk kan kos nie, maar wat 2 ander huwelike kan verwoes. En op daardie stadium moet ek God vertrou met my woorde. Want ek kon nie geld gesaai het daar nie, maar ek het God vertrou met my woorde. En tog alles gaan in dieselfde prinsip. You will reap what you sow. Met jou woorde maai jy, dit wat jy sê, dit sal jy terug ontvang. En ek gaan doen wat die regte ding is, ten spyte daarvan dat ek my werk kan verloor, en ek gaan sê, dit is wat gebeur het, hulle moet dit oordeel. En net soos hierdie vrou nie nodig gehad het om vir haarself op te staan nie, het Jesus vir my geveg. Want nie net het die waarheid uitgekom van die leuns wat daar vertel is nie, maar al die maatjies wat saamgegaan het, want so werk dit, net soos wat hierdie mense haar geoordeel het, bly dit nie net by een nie. Daar moet altyd 'n storie by wees. Ek moet altyd iemand anders ter oortuig van die waarheid wat ek wil hê jy moet sien. Soos ek wil hê Ina moet sleg lyk, dan gaan ek na Juliana toe gaan en ek gaan sê, maar dink jy nie dit wat Ina nou gedoen het was verkeerd nie. So is dit ook wanneer dit kom by ons finansies. Ons is vinnig om te kyk en iemand anders te judge en te sien, okay, maar kyk nou wat se karre hierdie pastoor. Ry hy dalk 'n Mercedes-Benz, vreet alweer die kerk se geld. Maar die Here sê jy sal saai wat jy maai. As jy nie weet hoe iemand anderste se saai lyk nie, moenie sy oes judge nie. En ek dink dit is net wat ek wil hê ons moet hierby los vandag. Dit is wat ek dink wat die Here se hart net hier rondom is. So as jy wil gee, maak seker wanneer jy gee, dat dit is omdat jy God vertrou en nie omdat die mandjie by jou verbygaan nie. Want as jy net aan die mandjie gaan geld sit omdat die mandjie by jou verbygaan, mis jy die punt. God wil hê jy moet saai omdat jy hom vertrou. En of dit 'n 10 sent is, en of dit 'n 10 rand is, en of dit 'n 1000 rand is. As jy die Here wil toets met dit, die van julle wat nog nie my man se storie gehoor het nie, hy het die Here getoets met 1 rand. En 1 rand is nie veel van 'n toets nie. Maar hy het die Here getoets met 1 rand. Die Here kyk na jou hart.
En daai R1 kan vir hom meer beteken as wat 10.000 rand beteken met 'n hart wat nie eintlik vir God wil gee nie. So die van julle wat wil saai, wat aanlyn is, julle is welkom om so te doen. Die QR-code sal ook dan nou op wees. Maar dan soos ouer gewoonte, of nie gewoonte nie, eintlik net, wil ons net 'n blessing spreek oor die finansies. Vader, ons dankie Here vir elke liewe persoon wat saai in u ministry. Want is nie ons nie, dis nie Jacques of Ina se ministry nie, Here. Hierdie is u ministry. Vader, u het hulle geroep na hierdie ministry toe, Here, en ek sê dankie, Vader, dat hulle gehoorsaam is. Dankie, Vader, dat u ons die vermoë gegee het, Here, om rykdom te kan kry. Maar Vader, dankie meer as dit alles, dat u woord waar is. Dankie, Here, dat u woord sê that we will reap what we sow. Some 30-fold, some 60-fold, some 100-fold. En Vader, ek bid dat elkeen wat in hierdie ministry saai, Here, 'n 100voudige oes sal oplewer. Dankie daarvoor, Vader. Ons vra net, Here, dat u, Here, 'n nuwe hart sal gee vir finansies en vir ons u hart sal wys rondom finansies en dat ons dit nooit sal doen uit dwang uit of omdat ons bang is oor wat ander mense van ons gaan dink of sê nie. Maar dat ons dit sal doen, Here, met 'n hart wat bly is, Vader, vir dit wat u vir ons doen. En ons dank u daarvoor, Vader, in Jesus naam. Amen. Amen.